al die mense? Is nog nie eens naby die middel van die maand nie, ek kyk hoe leeg is ons. Miskien is dit tyd dat ons 'n bietjie adverteer. Wat van 'n fashion show? Veral as ons swemklere skat. Elke keer as my skoolmaat bel en sê, en hoe gaan dit met die besigheid? So asof sy eintlik wil vra, is jy nog nie bankrot nie? Mense is baie jaloers op iemand wat suksesvol is. Kyk nou net wat met my gebeur toe ek my skoonheidskundige diploma kry. Wat? Ek kry nie werk nie. Al wat ek hoor is, sorry Larry, you're overqualified. Is dit? Ons sal iets moet doen om die mense hierheen te lok. Sit 'n advertensie op die TV. Ja, ek sal maar vir Poppy vra. Dalk het sy 'n idee hoe mense die plek kan adverteer sonder om geld te spandeer. 'n Baie goeie vriend van my, Tabo Nel, werk by WKRP in Benoni. Daar kan ek hom kry om vir ons advertensie uit te saai. Is hy 'n omroeper? Nee, hy maak die tee. Nou, hoe gaan hy nou 'n advertensie maak? Sê nou hy vat vir die omroeper sy tee terwyl hy die nuus lees en hy sê kliphard naby die mikrofoon. Hier's jou tee en 'n smullekker vetkoek van die Vetkoekpaleis in Nigel. Simpel idee. Simpel advertensie. Hy moet liewer sê, hier's jou tee en 'n smullekker vetkoek met komplimente van die Vetkoekpaleis in Nigel. Yum yum. En julle twee dink dis hoe ons 'n advertensie op die radio gaan kry. Jep. En al wat dit ons gaan kos is 'n komplimentêre vetkoek. Wat daarvan as ek julle twee laat aantrek soos twee clowns en julle moet 'n drommie voor die winkel laat op en afloop? My stoof is aan. My customer roep. Ons was gister maar liewer net stil gebly het soos clowns aangetrek het. Hierdie nuwe konsultant Angelique Smythe wat jou oom laat kom het allerlei snaakse idees. En smaak. Sy eet nie vleis nie, wou nie een van my vetkoeke proe nie en drink net warm water met 2 druppels suurlemoensap in. Jou oom hang aan haar lippe en maak net notas. Toe ek nou daar verby hulle is, hoor ek sy praat van personeelopleiding. My ma sê, 'n man wie se oë te naby mekaar sit is skelm en 'n vrou met skurwe hakskene se huis is vuil. Het sy skurwe hakskene? Nee, vreeslike dun lippe. Wat beteken dit? Ek sal my ma bietjie vra. As ek iemand ontmoet, kyk ek heel eers na hulle skoene. Skoene vertel jou baie van 'n mens se persoonlikheid. Op my ma se honeymoon aand het my pa champagne uit my ma se trouskoen gedrink. Dis vreeslik romanties. En dodelik, hy was vir 3 dae in die Margates Hospitaal. Voedselvergiftiging. Nee, athlete's gums. 2 druppels. As daai konsultantjie dink met haar goedkoop rooi stilettes dat sy my gaan probeer oplei, is ek weg. Bedoel jy sy gaan vir jou klas gee en jou eksamen laat skryf? Vir ons. Ek en jy is die personeel en sy praat van personeelopleiding. Ek het nou regtig gedink toe ek klaar is met skool, dis nou die einde van rapporte met rooi kringetjies. Managing change is never easy, but with our 3-pronged approach. Thanks. I love your shoes. Thank you. I got them in Paris, France. O, ek hoor daar's sulke oulike mans in Frans. With our 3-pronged approach, die reklameveldtog, intensiewe personeelopleiding and a renewal of the corporate image, your cash flow situation could turn whoosh into cash flood. Wat gaan dit alles my kos? Looking at the projected profit, my fee's insignificant. Ek sal jou fax as soon as I get back to my office. You won't regret using our consultancy. Old Nando was just as hesitant when I first went to see him. And baboom, look at his business today. Bye. I'll see you Thursday evening when the training starts. Bang. Okay, bye. Sy vra vanoggend en drink niks. Skitterende sakevrou. Sy gaan my help om die plek te verander in 'n goudmyn. Ek kan al die geld ryk. Ek raak net suurlemoen. Ons gaan donderdag aand 'n bietjie vroeg toemaak vir interne opleiding. Is dit verpligtend? Ja. Wat het ek jou gesê? Dat jy die enigste in julle familie is met matriek. Nee man, Dat skoene mens baie vertel van iemand se persoonlikheid. van die opleiding. Ons gaan donderdag aand begin met interne opleiding. Wie se stupid idee is dit? Myne. Eintlik poppies.
Sy het gesê ons moet vir ons 'n besigheidskonsultant kry om ons te help. Help waarmee? Sy wou nie eens een van my vetkoeke proe nie. Die besigheid doen nie so goed as wat dit kan nie. En ek weet eintlik baie min van besigheid af. Dit is presies wat my maak van oom sê, behalwe in plaas van baie min het sy die F-woord gebruik. Is dit? In elk geval, ons kan baie beter doen. In die eerste instansie is ek hier om geld te maak. Ek ook? Dis lekker, julle maak geld en ek vetkoeke. As die besigheid beter doen, dan gaan ons almal meer geld maak. Dis hoekom ons na hierdie Angelique Smythe moet luister. Sy is glo 'n baie goeie konsultant. Die opleiding begin donderdag aand. Dit sal goed wees vir ons almal. Beslis nie vir my nie, dis 'n nagmerrie. My hele lewe langs altyd dieselfde. Voor die eksamen skiet ek 'n kat en as ek my rapport kry, brand my gat. Dis nie so skool nie. Daar's nie eksamens nie. Die kursus is net om ons in te lig. Om ons bietjie meer van besigheid te leer. Kry mense 'n sertifikaat as ons klaar is? Ek sou so dink, is 'n geregistreerde kursus. En 'n beker vir die beste student? Nee, ek dink nie so nie. My ma het net so groot silwerbeker gewen wat in ons voorhuis se showcase staan. Nigel 1959, Grand Prix, cha-cha-cha champion. Hierdie kursus is daar enige huiswerk betrokke. Nee. Net 'n paar kasettapes waarna jy moet luister, dis al. Hey, hier's 'n customer. Okay. Wat moet mens na die kursus toe aantrek? Ek sou sê iets gemakliks, maar oordentlik. Ek het ook 'n paar skoene wat van oorsee afkom. Hong Kong. Nou wat het oorsee se skoene met die kursus uit te waai? Niks. Is net Bobo wat met skoene geplaas. My ma het haar trouskoene laat brons. Dit staan op die drankkabinet. Dit pla my pa verskriklik. Don't worry, Raoul, baby. We won't know. I've got to go, darling. See you later. Bye. Good evening, everybody. Goeienaand, juffrou. Firstly, we will look at the structure of the company to see exactly where you fit in. Hier het ek 'n organogram van die maatskappy geteken. An organigram. Hier het ons die bestuur, the management, en hier is die personeel, the personnel. Yes, Bobo? Waar's ek? Aha. This is line management, die lynbestuur. Omdat jy nie 'n salaristrekker is nie, maar net vir tips werk, is jy deel van die vryskut personeel en word dit so aangedui. Whoopsie. Net 'n stippellyntjie. Please make notes as I go along. Hierdie mense hier is die permanente personeel, die sleutelpersoneel. En die in die stippellyn die vryskut personeel. Wat natuurlik enige tyd zap vervang kan word. Yes? Wat bedoel jy met zap vervang kan word? A month or so ago, weren't you replaced by your cousin? Yes. Wat is wat ek bedoel? Zap. Yes, Bosie. Die permanente personeel, is hulle die vryskut personeel se baas. Dit kan so wees. Dankie. Hy's my baas. Ja, okay. Juffrou gaan liewer aan. Dit is belangrik dat almal in die maatskappy weet wat die maatskappy se missie is. We need to formulate a mission statement sodat almal, kaboom, vir dieselfde doel werk. En daarom moet jy vir jouself vra, wat maak jy hier? Ek woon 'n kursus by. Ek bedoel, wat maak jy in die maatskappy? Ek maak vetkoeke in die maatskappy. En hulle twee maak geld. Ek bedoel, wat is die gemeenskaplike doel van almal in die maatskappy? Bobo, do you know? Ek is net vryskut personeel, moet ek weet.
I will tell you. Julle gemeenskaplike doel is om vetkoeke te verkoop. Julle is hier om vetkoeke te verkoop. Hoe meer hoe beter. Sell. Business is selling. Praatverkoop, eetverkoop, loopverkoop, slaapverkoop. Verkoop jou maar as jy moet. Verkoop. OK, ek sê verkoop, maar wie gaan dit dan maak? You don't understand. Stupid. Wat ek nie verstaan is, ons kan so entoesiasties wees soos die dominee se dogter op 'n kerkbazaar, maar as hier nie meer customers inloop nie, kan ons meer vetkoeke verkoop nie. Sy het 'n punt. En Auntie ken nie my ma nie. Hierdie is maar net een been van ons strategie. Die reklameveldtog sal vir die customers sorg. Please, pay attention to the mission statement. Verkoop vetkoeke. Verkoop vetkoeke. Is dit al? In analyzing your business, this is bang, the single most important function we identified. Dit weet enige aap. Selfs die vryskutpersoneel, baboon, weet dit. En dit is glad nie belangrik wie die vetkoeke maak nie. Kyk juffrou, ek het nou regtig nie 'n sakekonsultant gekry om hier te staan en eerstens vir my te sê al wat ek moet weet is dat ek moet vetkoeke verkoop en tweedens om hierdie twee mense van my te dondering te maak nie. En ek gee nie helemaal jy jou simpel skoene koop nie. En my ma gaan aan die let in die Kaap bel om uit te vind oor dun lippe. Am I good or what? Ekskuus. You're fired up. You're a team. 'n Maatskappy moet soos 'n span wees. Vir mekaar omgee en saamwerk. Dit maak 'n benspan. Saamspan, benspan. Sit! Julle is nou reg om met die kursus te begin. Lesson number 1. How to attract more customers. Sal ek aangaan, meneer Delport? Ja. My Auntie Letty praat baie keer die grootste klomp bollie. Ek is nie meer gewoond aan leer nie. Vanmôre 'n kopseer soos iemand met 'n mampoer babbelas. Ek het 'n babbelas, want toe ek gisteraan by die flat kom, toe sit Henk daar en wag. En toe vat ek maar my ma se raad, 3 vinnige canning cream sodas. Mens moet besop verdrink as jy oormoeg is. Dit weet ek nou. Henk was vanoggend so vies vir my toe hy in die spieël kyk en hy sien nie reg op sy voorkop net so groot ronde love bite. Ek hoop jy het gisterand iets geleer. Henk hou van eksperimenteer. By hom leer mens altyd iets nuuts. Ek bedoel eintlik met die kursus. Ja, dit was ook interessant. Waar's Worsie? Hulle kan die plek leegdraai as hulle nie weet nie. Hy sit op die vloer met sy oë toe en sy Walkman in sy ore. Sy moet hier kom. Môre oom. Môre Worsie. Wanneer wil die Auntie haar tyd terug hê? Môre. Môre oom. Lyk my jy het ook bietjie min geslaap. Ek kon nie vanoggend opstaan nie. My ma het 'n glas water op my uitgegooi, my duvet vir my afgepluk en my uit die bed uitgeskel. Shame, omdat jy wou laat slaap. Nie omdat ek so laat by die huis gekom het, toe moes sy vir my pa kos maak en toe het my pa dwars deur die nag katte geskiet. Van jou ma se kos. Wat van my ma se kos? Die kat langs hulle is op hitte, my ma hou nie daarvan as hulle so chunk en skreeu nie. Die katte. Dis hoekom my pa hulle met sy ketty skiet. Verskoon maar, ek moet nog my make-up klaarmaak. Bring vir my 'n glas water en 'n kop seerpoeier. Angelique, juffrou is goed hè oom. Sy moet seker verskriklik duur wees. Nee, tog nie. Hier's 'n kwotasie. Kyk self. Sy's 'n baie goeie aanbieder. Maar as ek nou moet eerlik wees, dan moet ek sê ek het nog nie eintlik iets nuuts by haar geleer nie. Dit sê hier die prys sluit die koste van reklame uit. Ja, daai is net haar fooi. Ek dink haar kursus sal baie beter werk in 'n groot maatskappy waar daar verskillende departemente is. Ek het baie geleer vir R300. Ja, vir die hele job nie sleg nie. Sy moes ure spandeer om die besigheid te ontleed en vir ons 'n 3-pronged plan uit te werk. Wat is pi? Waar sien jy dit? Daar, R300 pi. Nou, hoe het ek dit dan nie raak gesien? Ek is in my dinges en is dit per uur is. Sy het nog ons baie na haar horlosie gekyk. Moet nou nie rabbi staan en praat nie. Hallo? Kan ek met Angelique Smythe praat?
Frik Delport. In 'n vergadering. Daar kan u my help. Hier op die kwotasie staan pi. Is dit per uur? O, nee. Ja, per eenheid, per unit. Wat is dit? Wat? OK, bye. Wat? Geen wonder sy kan skoene koop in Paris, Frans nie. Unit is 'n halfuur. Wat beteken dit? Dit beteken hierdie lady gaan ons bankrot konsulteer. Ek moet alles onmiddellik stop. Oom, vat sommer hierdie stupid type op saam terug. Waar het jy gesien 'n takeaway kan 'n besigheidskonsultant bekostig? Ek moes nooit na Poppy geluister het nie, man. En nou? Groot moeilikheid. Is jou oom alweer in die darkbox? Nee, nog nie. Maar as my oom ooit weer sê, trek soos 2 clowns aan en loop op en af met 'n drom voor die winkel, dan shut up ons net en ons doen dit. Okay. Hy moes nooit daai kwotasie geteken het nie voor hy weet wat al die opleiding en die rabbies gaan kos nie. Van die eerste oomblik af het ek so 'n feeling oor haar gehad. Ek ook. Maar ek kry min of meer altyd 'n feeling oor enige meisie met so 'n lyfie. As sy enigiets van my kant af geweet het, sou sy iets in haar stupid streepies lippe gedoen het. My ma's reg. My oom weet feitelik niks van besigheid. Ons sal hom moet help. Wag so 'n bietjie. Ek het 'n idee. Die dorp is geprek. Gelukkig het een auntie my R3 gegee vir Red Nose Day. Wat kan mens anders doen om aandag te trek? Kaal na. Is jy laf? Die mense in die straat is van 'n heeltemal 'n ander klas as die toeskouers by 'n cricketwedstryd. Want die Merrill wat langs ons bly, het eendag sonder 'n draadklere aan die agterplaas gelê en tan. Hoe weet jy dit? My pa het so geskrik toe hy dit sien. Hy het gegly en geval en sy arm gebreek toe hy van die dak afval. Is dit so? Ja, terwyl hy die goedheid van sy hart besig was om HTV Aerial reg te maak. Ek gaan change. Ek voel stupid in hierdie outfit. Ons moet iets anders doen. Nou, wat doen julle twee clowns? Oom se idee werk glad nie. Die mense lag net en loop verby. Nou wat verwag jy moet hulle doen as hulle 'n clown sien? Hulle moet konfetkoeke koop. Toe ek gesê het julle moet soos clowns aantrek, het ek dit sarkasties gesê. Ek het dit as 'n grap bedoel. En nou lyk ons soos grappe. Verskoon my. Ons het fools van onsself gemaak om oom te help. Sorry. Al wat nou gaan help is geld. Daai Angelique Smythe sê sy gaan my dag vaar tot ek haar al die geld betaal het vir haar 32 units wat sy gewerk het. Wil my nie eens toelaat om te verduidelik nie. Daai Basil Smythe, daai dik kalkop mannetjie van haar wil sommer die polisie kry om my die gebou te verwyder. Dis amper R10,000. Vir al daai rabbies wat sy hier kom praat het. Verkoop. Selfs ek wat 'n bietjie stadig is, weet dit. En nou wil sy geld daarvoor hê. Ja, ek glo vir haar tyd. En hoe lank vat dit nou om uit te vind ons verkoop vetkoek in mins en ons moet meer geld inkry as wat ons uitgee? As oom dit weet, hoekom het oom 'n konsultant laat kom? Jy klink nou net soos Tannie Poppy. Hoekom bel hom nie daai prokureur van oom wat nie tronk is nie? Poppy het probeer, maar hy kom glo eers die einde van die maand terug. Hy's glo met 'n gevangeneskoor op 'n sangtoer Kaap toe. Kyk wat het ek gekry op die vloer langs die wasbak. Wat's dit? 'n Baie interessante adresboekie. Mens koekeloer nie in ander mense se privaat goed nie. Madam moes dit uit haar handsak uit laat val het gisterand toe sy vir die soveelste keer haar neus gaan poeier het. Madam wie? Angelique streepies lippe Smythe. Laat ek sien. Hier is net 'n klomp mansname en telefoonnommers. Nou ja, dis presies waarvoor mense 'n little black book nodig het. Hansie, Jonty, Fanny, Chester, James, François, Jonah, Ruth, Cyril, Jay, Fish, Shoes, Popo. Ek weet van 'n sekere Basil wat sal like om hierdie boekie te sien. Basil wie? Basil Smythe. I believe you have something that belongs to me. Miskien, dit hang af.
Waarvan? Wat dit vir jou werd is. Don't get funny with me. Is jy wat eers met my van nie geraak het? Wat so konsultant is jy wat iets aan my wil verkoop as jy voor jou siel weet ek kan dit nie bekostig nie? That is business, nothing personal, boom. As ek persoonlik vir 'n ding moet betaal, dan is dit personal. Wham, bam, thank you ma'am. Jy wil my rook. Ek wil net wat Basil se opinie hiervan sal wees. What do you want? 32 units. Don't be ridiculous, dis wat jy my skuld. En ons moskiets, ons skuld ons mekaar niks. This is called blackmail. And this is called Basil strip sy moer. You're a tough negotiator, Mr. Delphos. Hier is jou oorspronklike getekende kwotasie. Klank. Can I have my book back, please? En dan skuld ons mekaar niks. Niks se hofsaake en sulke goed. Niks. Thank you. It's a pleasure doing business with you. So maar seker weer pamflette moet laat druk. Sal amper 1 uur en kyk hoe leeg is die boek. En asseblief net nie weer vir Auntie Poppy vra vir 'n idee nie. En daaroor hoef jy nie te worry. Ek en sy het lank gesels gisterand en tot 'n billike ooreenkoms gekom. Sy sal nie weer haar neus in my besigheid steek nie en ek sal die gras sny en haar wasmasjien regmaak. Klink redelik. En diskpers in haar kar laat sit en vriendeliker met my skoolma oor die telefoon praat. Ek wil hê ons moet na die nuus luister. WKRP en benou nie. Henry, volgende slag van die gong is dit nou presies 1 uur. En hier volg die nuus, saamgestel en gelees deur Martin Nel. Tabo se oom. Die stakenlede van RR, die Rebel en Rubbish Removal Unie se voorsitter, meneer Elvis Patel, het voor die Benoni stadsaal 'n memorandum aan raadslid Eric Nkongonglovu oorhandig. 'n woordewisseling tussen die twee plaasgevind het. Wat se nuus is dit? Meneer Patel het hom bloediglik vererg toe meneer Nkongonglovu sy toepee van sy kop afgeklap het. Dis kan jy nie sien, dit is die Berenice nie. Ek weet. En hier is 'n smol lekker vetkoek en mins net vir oom. Met komplimente van die Vetkoekpaleis in Nigel. O, dis heerlik. 'n Maaltyd op sy eie. Te koop by die Vetkoekpaleis in Nigel. Luisteraars, ja, ons sal voortgaan met die nuus sodra ek klaar in hierdie ongelooflike vetkoek gesmil het. Intussen is 'n bietjie musiek. Ou Tabo het sy ding gedoen en al wat dit ons gekos het was 'n vetkoek. En die met komplimente deel was my voorstel. Ja, is baie oulik. En ek is nie ondankbaar nie, maar ek weet nie sal een so gesteelde advertensie 'n verskil maak. O nee. Kyk. Fine. You say it. Yeah.